So ons begin vandag met toekomstige waardes of future values. Dis 'n finansiële wiskunde term. Ehm wat te doen het met saamgestelde rente. Nou dink 'n bietjie as jy in graad 11 was, het ons saamgestelde rente uitgewerk met hierdie formule waarvan P die aanvangsbelegging was en N was die tydperk en U was my rentekoers, né? Maar onthou nou in graad 11 het ons altyd 'n 'n totaal belê, eenmalige totaal. So Piet het in die begin van het R100,000 belê vir 'n tydperk van soveel, die rentekoers gekry en dis maandeliks saamgestel of jaarliks saamgestel, wat ook al die geval mag wees het, en dan is die waarde van die belegging gekry. Nou hierdie jaar is dit bietjie anders. Nou ek hierdie formule vir julle onder neergeplot. Nou hierdie is die future value vir formule waarvan F staan vir die future value, dis die waarde van die belegging in die toekoms, soos die toekomstige waarde. X is my maandelikse paaiement. So dis wat ek elke maand gaan betaal op hierdie belegging. I is nog steeds die rentekoers, onthou, moet hom nie in 'n persentasie teken gebruik nie, gebruik hom as 'n desimaal. En dan N is die aantal paemente wat ek gaan maak. So dis baie belangrik. So N is die aantal paemente wat ek gaan maak, X is die paement. Nou, ek sal later 'n videoetjie maak hoe ons by die formule uitkom. Dis eintlik 'n meetkundige patroon wat ons die som van 'n meetkundige patroon uitwerk en dan kom ons by hierdie formule uit. Okay, so ons gaan hierdie gebruik ons gaan sommer hierdie paar vragies hanteer. Skus, is ongelukkig in Engels, is moeilik om Afrikaanse voorbeeldjies te vind. Met die handboeke wat ek tans het. So hulle sê hier, soos 'n company purchase 'n nuwe vehicle, so 'n maatskappy het 'n nuwe voertuig gekoop vir R200,000. So belangrik, kom ons merk wat ons het. Ons koop 'n voertuig vir R200,000. Die voertuig is expected to depreciate. So hierdie voertuig gaan waarde verminder met 24% per jaar. It's expected that the vehicle will have a replace will be have to replaced after 5 years. So ons verwag dat ons voertuig wat ons nou gekoop het, gaan moet vervang na 5 jaar. En dan begin ons hulle sê sinking fund. So ons begin 'n fonds. Ons het met 'n delgingsfonds. En hierdie delgingsfonds is 18% per jaar, dit word jaarliks saamgestel. Okay, so kom ons hanteer die vrae. Soos die vrae hanteer, gaan dinge sin maak. So ons gaan begin by nommer A hier, wat ek het 'n ander koutjie, ons gaan nommer A doen. En hulle sê die waarde van die voertuig na 5 jaar. Nou jy moet onthou, reg in graad 11 het ons met 'n paar formules gewerk, soos hierdie, en ek hoop dit lei 'n klokkie, waar die waarde verminder van 'n belegging, of wat ook al die geval mag gewees het. En in die geval het ons 'n minus gebruik, want hierdie belegging of hierdie waarde het verminder. En ons gaan hierdie ene gebruik, nog steeds. So, dis wat die vraag vra. Hulle sê, wat is die waarde van die voertuig na 5 jaar? En onthou, ek het nou die voertuig gekoop vir R200,000. So niks van hierdie waardes verander nie. 1 minus, en die I is mos nou natuurlik my rentekoers wat op die stadium 0,24 is, né? En dit word jaarliks saamgestel, so as jy wil op 1, jy hoef dit nie te sê nie. En dan N is mos die tydperk gewees, en die tydperk in die geval was vir 5 jaar, want ons gaan na 5 jaar 'n nuwe voertuig moet koop. En as ek hierdie alles insit, dan kan ons sien dat my voertuig se waarde R50,710,51 was. Okay, ek gaan net vir die sake van spasie net hierdie formule gaan uitvee. Ek gaan ons die tweede deeltjie van die vraag vra. So hierdie is straightforward, graad 11 werk. Kom ons doen nommer B. Hulle sê bereken die koste van 'n nuwe voertuig oor 5 jaar. So ek neem aan die voertuig wat hulle nou gekoop het is R200,000. Hulle wil spaar, so hulle gaan
soortgelyke voertuig koop, maar wat gaan hierdie waarde wees? En jy moet onthou dat hierdie voertuig se waarde verhoog met 18%, né? So in die geval gaan ons net weer ons graad 11 formule saamgestelde rente, maar ons gaan hier keer die plus gebruik want die waarde gaan vermeerder, né? Want dan nou as jy 'n voertuig nou koop sy R200,000, oor 5 jaar gaan hy definitief nie R200,000 kos nie. Hy gaan 'n rapsie meer kos. So ons begin met ons R200,000. 1 plus, ons het hierdie keer gesê is 18%, soos 0,18. En dit is vir jaar was ook vir 5 jaar, korrek. En as ons al daai in ons calculators insit, dan kry ons 457, 551,55. So, jy kan sien dat die waarde verminder het oor 5 jaar van daai 200,000, maar oor 5 jaar sal die voertuig nou baie meer kos as dit. So dis baie maklik. Vraag 1 en 2 is maklik. En nou kom hulle by vraag 3 en hulle sê the total required value of the sinking fund. So ons moet 'n delgingsfonds begin, wat vir ons genoeg geld gaan hê sodat ons 'n nuwe voertuig kan koop oor 2 jaar. Hulle sê ook dat die voertuig verkoop gaan word en daai geld gaan gebruik word vir die nuwe voertuig. So ons moet eers gaan kyk wat is die fondse wat ons benodig. Onthou, ons weet dat ons R457,551 nodig het. Maar ons moet nie vergeet nie dat ons R50,000 wel gaan kry vir ons ou voertuig. So ons benodig nie die volle R475,000 nie, né? So ons gaan 'n delgingsfonds se waarde moet vind. So ons fonds se waarde wat ons nodig het, gaan natuurlik wees die koste van die nuwe voertuig wat dan 457 is, 551.55. En dan gaan ons gou aftrek wat ons kry vir die nuwe voertuig wat R50,000 was. En dan so ons benodig R406,841,04 vir die nuwe voertuig. Okay. So die waarde van hierdie delgingsfonds moet dit wees. So nou gaan ons future value formule gebruik, want ek dink die volgende deel, die vraag het gevra, hoeveel is nodig? Ja, ons het dis wat ons nodig het. So hierdie was vraag C gewees. En vraag D sê hulle, bereken die maandelikse paemente vir die delgingsfonds as ons 15% rente kry, wat maandeliks saamgestel is. En ons begin op die eerste maand wat ons hierdie fonds begin ons al reeds betaal. Okay, wat nogal belangrik is, né? So jy moet onthou, wanneer ons 'n fonds stig, of wanneer ons geld belê, dan betaal ons altyd in die einde van elke maand, dan maak ons as eerste paaiement. So dis nogal 'n belangrike konsep, hou dit op die ys, en so kom ons doen nou met D, en ons gaan skryf nou ons future value formule neer. En dit is ons future value, of die toekomstige waarde, is X wat my paaiement was, mos maandeliks. 1 plus I is my rentekoers, die aantal paaimente wat ek gaan maak. Alles oor I, né? Het ek nie verkeerd nie, nee, ek het nie. So wat benodig ek? So die fonds, die waarde van die fonds oor hierdie 5 jaar moet natuurlik weet ek nou is 406. So ons weet dat die fonds se waarde 406,841,04 moet werd wees. Okay. Hulle vra bereken wat ek elke maand moet betaal. Hulle soek jou paemente wat jy wil betaal. So ons gaan X moet uitbereken, hè. Okay. Het ons rentekoers. Ons het ons rentekoers. Hulle het vir ons gesê dis 15%. En onthou nou, dis 0,15, maar dit word maandeliks saamgestel, wat nou baie belangrik is, né? So, en is die aantal paemente wat ek gaan maak. Nou, ek gaan vir 5 jaar elke maand 'n paement maak. So, hierdie is my aantal paemente van 60. Ons min 1 het hier. En dan onthou nou net, hierdie is alles op my rentekoers van 0,15, wat maandeliks saamgestel was. Okay. So ons moet X bereken van hier af. Nou jy kan dit op 'n paar maniere doen. Ek gaan dit net in die geval so doen. Ek gaan eerstens gaan ek net hierdie oorvat. Hier het ek gedeel met 0,15 op 12. So aan die ander kant gaan ek maal met dit, né?
So kom ons verander dit. So hierdie is R406.841.04 en ons gaan dit maal met 0,15 op 12 en dan is die res mos nou natuurlik net oor, né? Kom ons skryf dit net oor vir die sake van die som. 1 plus 0,15 op 12, 60 min 1. Korrek, né? So sal dit nou sin maak, as ek x wil alleen kry, gaan ek obviously net deel met hierdie hele groot breek, né? Okay. So kan ek dan so sê, so om x te bereken, ek net nog 'n bladsytjie oopmaak, skus julle. Okay. Om x te kry, gaan ek nou natuurlik hierdie linkerkant 84104 wat ek gaan maal met 0,15 op 12 gaan ek totaal deel met hierdie hele hakie 1 plus 0,15 op 12 60 min 1 en dan sal ek my x-waarde kry. Nou moenie afrond in die middel van somme nie, want dan gaan jou waardes uitwees. Onthou, ons begin nou werk met groot getalle, ons kan nie afrond in die middel van 'n som nie, ons rond glad nie af nie, ons rond ons antwoord af. So jy sal sien in die geval sal x 4593,21 wees. So dit sal sy maandelikse paaiemente wees. So ons gaan R4,593,21 in ons delgingsfonds moet sit per maand. Ons tweede voorbeeldjie, ons het weer hierso vir Ahmed wat 'n deposito toe maak van R2000 in 'n spaarrekening. Hulle sê uit die einde van elke kwartaal, né? Vir 16 jaar lank. Nou onthou nou, so Ahmed gaan nie hy betaal nie maandelikse paaiemente nie, glad nie. Hy betaal kwartaalliks. Okay? So kom ons kyk na die vraag. En hulle sê ook hierso, hy kry 'n rentekoers van 8,5% per jaar, maar is kwartaalliks saamgestel. En dan sê hulle hierso, hy het 'n bietjie finansiële moeilikheid gehad en dit was vir hom onmoontlik om die laaste 2 paaiemente te maak. So hulle sê, how much will he have in his account after 16 years? So Ahmed gaan vir 16 jaar spaar. Hy gaan net 4 paaiemente, hoeveel paaiemente gemaak, hy maak dit kwartaalliks, so hy maak 4 paaiemente, elke 3 maande maak hy enetjie, né? Vir 16 jaar lank. Okay, so kom ons kyk wat ons nodig het. So ons weet nou, ons future value formule, en kom ons skryf hom net gou neer, ek het vergeet om my pen te aktiveer. Die future value is nou die x wat sy paaiement is, né? En dan maak jy 1 plus i, tot die mag n minus 1, maak my blokhakkie toe, alles op i. Okay. So ons weet nie, hulle vra wat is die future value, wat is die waarde van hierdie belegging na die 16 jaar. Nou hy maak R2000 paaiemente. Okay, nou jy moet nou nie stres oor, maar hy maak dan nie maandelikse paaiemente, dit het niks met dit te doen nie. Hy betaal R2000 elke kwartaal in. En jy gaan sien waar dit nou gaan inpas. Onthou nou, hy kry 0,85% rente wat hulle hier vir my gee. So hierdie is 0,085 en dit word kwartaalliks saamgestel die rente. Nou die vraag is, hoeveel paaiemente gaan hy maak? Nou, dink nou, elke jaar maak hy 4. Daar is 16 jaar. So as ek 16 vat maal met 4, dan kry ek mos obviously 40, dan kry ek 64. So Ahmed moet eintlik 64 paaiemente maak. Maar die probleem wat hy het is, hy kon nie die laaste 2 paaiemente maak nie. So Ahmed maak eintlik net 62 paaiemente. Okay. Nou die rentekoers hieronder bly nog steeds 0,85, 0,085, alles op 4, en dan kan ek nou my future value uitwerk, né? En dan gaan net al daai goed onthou, moenie afrond, jy gaan punch alles in jou calculator in, maak seker dat jy letterlik jou calculator skills onder die knie het met hierdie, ons wil nie dom foute maak nie. En ek gaan hierdie keer, so ek gaan sê, dis wat sy belegging werd is, na 62 maande. Nou, ek het dit afgerond tot 4 plekke na die komma. En daar is 'n rede daarvoor, want onthou, hulle vra, wat is sy belegging werd na 16 jaar? Nie na 62 maande nie, hy het net wel 62 maande betaal,
Hy het net inteendeel hy het 64 paaiemente moes hy maak. Hy het net 62 gemaak. Maar sy belegging gaan nog steeds finansiëel groei in die bank vir daai 2 maande wat hy nie geld belê het nie. So nou kan ons weer teruggaan na ons graad 11 formule toe en ons kan sê goed, hierdie is P1 plus I tot die mag N. So ons weet nou wat my P-waarde is, hierdie stukkie wat hy nou reeds gespaar het vir daai 62 maande, of vir 62 maande. Nee, so 62 maande, ja. Vir sy 62 paemente, ekskuus, hoor. 1 plus I, die rentekoers, nog steeds dieselfde. Hy kan nog steeds presies dieselfde rentekoers. Dis nog steeds kwartaalliks, maar die probleem is, daar's net 2 kwartale wat hy gemis het. So ons gaan dit uitwerk vir 2 kwartale. En daarom gaan hy 263,352,51 rand in sy bank hê na die 16 jaar. Nee, jy moet kyk na die groot verskil, né? As jy nie daai 2 maande uitgewerk en nie, daai is sonder die 2 maande, hierdie is met die 2 maande, so jy kan sien, sy geld het nog steeds gegroei in daai 2 maande, eintlik met 'n looitjie, né? So dis baie belangrik om daai belegging, al het hy nie al die paemente gemaak nie, die geld is nog steeds in die bank. Ok, hier is nog 'n probleempie. Hulle sê in die begin van Januarie het 'n factory, 'n fabriek, 'n nuwe trok gekoop en hulle verwag oor 5 jaar om die trok te vervang. Hulle sê ons gaan 'n fonds moet stig waar daar R200,000 gaan moet inwees om 'n nuwe trok te koop nadat hulle die ou trok ingestoot het. So hulle het 'n trok gekoop wat ook al die bedrag was. Hulle gaan hom verkoop oor 5 jaar. En hulle gaan daai geld wat hulle kry op daai trok gebruik om nog 'n trok te koop, maar hulle het 'n addisionele R200,000 nodig. So ons gaan 'n fonds moet stig vir daai R200,000. Hulle gee met die rentekoers wat 6,25 is. Dis maandeliks saamgestel en hulle sê hulle begin 4 maande later om die trok te betaal. So dit beteken as hulle die trok sou koop in Januarie, Februarie, Maart, April, hulle gaan vir die eerste 4 maande nie betaal nie. Maar jy moet onthou dat jou paemente altyd betaalbaar is op die laaste dag van die nuwe maand, né? Van daai maand. So jy betaal eintlik, jy moet onthou, jy betaal nie in die begin van die maand, jy betaal aan die einde van die maand. So in teorie is daar eintlik net 3 maande wat hulle nie gaan betaal nie. Hulle begin 4 maande later betaal, maar in teorie begin hulle eintlik, skiep hulle net eintlik 3 paemente, as ek dit so kan sê. So kom ons maak gou iets skoon, kom ons skryf ons future value neer. So future value is gelyk aan X, ons die vierkantige hakie, ronde hakie 1 plus I tot die mag N min 1, maak 3 hakie, alles op I, so daar is ons formule. Nou wat het ek? Weet ek wat F is? Natuurlik, want dis wat ons moet spaar. So ons weet al klaar wat hierdie waarde is wat ons in die toekoms nodig het. Ons soek wel die paement. Hulle vra hierso, what monthly payments must be made. So hulle soek jou paemente. Okay. 1 plus I het ons die rentekoers van 6,25. So onthou nie om dit in 'n persentasie te gebruik nie, 0,0625, alles op en dit word maandeliks saamgestel, korrek, soos op 12. Okay. En onthou nou, hierdie N is mos die aantal paemente. Nou in 5 jaar is daar 60 maande, maar hulle gaan 3 maande daarvan hulle gaan 3 maande later begin. So hulle gaan net eintlik 57 maande betaal. Okay, so kom ons maak so met die 57, so op een slag, min 1, maak toe die hakie, alles op 0,0625, alles op 12. Ons moet nou net vir X oplos, ek net gou die bladsytjie oopmaak, 'n bietjie vas, as hy. Ons moet vir X oplos, so weer eens, ons gaan net gou hierdie breek aan die kant toe vat, oor die is gelykant, dan word hy maal aan die ander kant, ek gaan so mee onderskryf, so 200,000, ons gaan dit maal met die 0,0625,
alles op 12 en dit gaan gelyk wees aan hierdie regterkant. Wat vir 57 maande is min 1. Okay. En dan gaan ons albei kante deel met hierdie stukkie om die x alleen te kry. So x gaan gelyk wees aan hierdie 200.000 wat ek moet maal met, en ek gaan dit obviously met deel met hierdie groot hakie. Ek gebruik maar vierkantige hakies. 1 plus 0,0625 op 12, 57 min 1, daar is 'n 7 hoor, sluit dit in, en dan gaan my maandelikse paemente, ek cheat nou, want ek kyk na die uitgewerkte voorbeeld, so is 3022, so die maandelikse paemente gaan net dit wees. So as ek dit inbetaal, onthou 57 maande, hulle betaal vir die eerste 4 nie, eerste maand maak die saak nie, maar so hulle gaan net eintlik 57 maande betaal. En ja, en ek dink die vraag was net bereken die paement en dis hoe ons dit doen.